Here ons God, dankie dat ons U naam kan grootmaak. Dankie dat ons U kan loof, kan prys. Kan dankie sê vir wie U is en vir wat U vir ons doen. Here, deur worship herinner kan word dat die God wat ons aanbid is groot, groter as die realiteite van ons dag. Here, dankie vir die sonskyn die afgelope week. Dankie dat die aarde so bietjie kon droog word. Dat ons weer 'n bietjie tot verhaal kon kom. En Here, maar dankie dat U deur hierdie hele week elke dag met ons was en ook nou in hierdie oomblikke by ons is. Here, ons wil kom vra, ongeag wie ons is, ongeag wat aangaan in ons lewens, ongeag wat verby is, ongeag wat vir ons wag in die week wat voorlê of wat selfs net wag na die diens vanoggend. Here, wil ons kom en ons wil voor U stil raak en ons wil vra, Here, help ons vir 'n oomblik vergeet van dit alles. En Here, ons wil vra asseblief, kom praat met ons, soos net U kan, Here. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek wil vir elkeen van julle baie, baie welkom sê. Dankie dat jy deel is van vanoggend se diens by Dynamis. Ons is in lyf nie by julle nie, maar ons is in gees by julle. Ons is weg met 'n familiebegrafnis en vanoggend het ons die voorreg dat tegnologie so bietjie kan instaan. So baie, baie welkom by Dynamis. Dis 'n voorreg om jou hier te hê. Julle moet onthou dat daar agter is kinderkerk en jy kan nog steeds jou kind inskryf as hulle nie laas Sondag hier was nie. Dis die Dynakids is 3 jaar tot en met graad 3 in die saal, die graad 4 tot 7's, die Dynamics is daar bo op die tweede verdieping. Maar as jou kinders by jou wil sit, is hulle meer as welkom. As ons enige besoekers het vanoggend, baie, baie welkom. As jy voel jy wil deel word van Dynamis en wat hier gebeur en jy soek 'n bietjie meer inligting, daar agter by die deure is daar 'n blaadjie wat sê info, so 'n boekie oor alles wat by Dynamis aangaan. Nou ja, toe, kom ons begin. Vanoggend se tema is gebou ook op hierdie hele ding van wat ons besig is om te doen en dit is, ons is besig om die Nuwe Testament deur te lees. 1 hoofstuk per weeksdag. Op die blaadjie wat jy gekry het by die deure op die voorkant is daar die hoofstukke wat ons lees vir hierdie week. Agter in die kerk is daar kalenders, as jy nog nie een het nie, op elke dag van die kalender in die week word aangedui watter hoofstuk ons besig is om te lees. Ek stuur 'n dagstukkie uit oor elke dag se stuk wat het my getref en jy kan dit self, die hele hoofstuk vir jouself lees, en dan op 'n Sondagoggend, soos nou, vat ons 'n preek en ek maak 'n preek uit eers uit die 5 hoofstukke uit wat ons gelees het vir die week, of soms sommer al 5 hoofstukke. Vanoggend se tema is hierdie ding van desperaat en verlate. Maar, en hoe sê die Engelse, after but comes the truth. Na maar kom die waarheid. Nou, ek weet nie of jy al ooit desperaat of verlate was nie. Mense sê dat as jy desperaat genoeg is in die woestyn, of verlate genoeg is in die woestyn, of honger genoeg is, of dors genoeg is, sal jy tot baie, baie extreme measures gaan om te eet of te drink. Ons het al in ons lewens, elke een van ons in desperate oomblikke goeders gedoen wat ons nooit normaalweg sou doen nie. Soos die pa wat desperaat was en sy vrou was weg gewees en hy moes na hierdie vars babietjie van hulle kyk en toe die kind een van daai groot nommer 2's, jy weet daai wat so die hele rug lê tot die agter in die hare en toe hy die kind so uittrek en hy sien hierdie saak, toe besluit hy nee, daar's nie genoeg wet wipes in die wêreld nie en hy vat die kind buite toe en hy tjak die kind daar onder die tuinslang en hy spuit vir hom van bo tot onder en net op daai oomblik kom sy vrou by die huis en sy so verontwaardig en hy het nie 'n idee nie hoekom sy kwaad is nie, want hy was desperaat en dit was sy oplossing. Natuurlik die ultimate voorbeeld van desperaat en verlate in 'n film is Tom Hanks in die film, ek dink is Castaway, waar hy op die eiland is en hy's alleen en sy baard groei en hy 'n bal spoel uit of daar's 'n bal op die eiland, ek weet nie hoe dit gebeur nie en dan sit hy hom op 'n paal en hy teken vir hom 'n gesig en hy gee vir hom 'n naam en hy praat met hom en in sy desperaatheid en in sy verlatenheid ontwikkel hy 'n vriendskap met 'n bal. Mens kan weird goed doen as jy desperaat en verlate is. Nou Jesus, in hierdie hoofstukke wat ons gelees het die afgelope week, was desperaat en hy was verlate. En ons gaan vanoggend bietjie daarop fokus. Maar voor ons te doen, by Dynamis, omdat ons hierdie jaar fokus op die woord en die feit dat die Bybel 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad is,
En jy kan foto's gaan neem daar agter by ons selfie Bybel, so groot graniet Bybel wat spesiaal vir ons gemaak is saam met jou Bybel. En jy kan daar agter op die boekrak is daar hierdie verklaring. Dus jy kan die boekmerk vat of jy kan die een vat wat jy voor in jou Bybel plak of jy kan al twee vat en elke keer voor jy die Bybel lees, soos ook nou hier in die diens, dan verklaar ons hierdie woorde wat kom uit God se woord. Ek verklaar nou, hierdie is my Bybel. Dis die onfeilbare woord van God. Dis die swaard van sy Heilige Gees. Dis deur God geïnspireer. Mense het dit geskryf, maar God het dit geïnspireer. En hoekom? Om my en jou te onderrig, om verkeerdhede te weerlê, om ons te reg te wys en by my en jou 'n regte leefstyl te kweek. Dit is wat God gebruik, hierdie woord van God gebruik hy om my en jou as sy kind voor te berei vir ons roeping. Dit is nie net 'n dominee wat 'n roeping het nie, elkeen van ons het 'n roeping, daar waar ons leef en werk. Hy gebruik hierdie Bybel om my ten volle toe te rus vir elke goeie ding wat hy wil hê ek vir hom moet doen. Wanneer ek dit lees, is ek oop en ontvanklik. Met ander woorde, ek kom nie met my eie agendas nie. Ek wil hê God moet met my praat op God se terme. Ek is bereid om my leefstyl aan te pas by wat God leer, eerder as om dit by die wêreld aan te pas. Spreek God, ek luister. Nou vanoggend as jy jou Bybel saamgebring het, ons is besig met Markus en jy kan so toe blaai na Markus 14 vers 32 tot 36, waar ons lees hoe Jesus desperaat was. Nou ek gaan ook so toe blaai, Markus hoofstuk 14, is by 12, 13, Markus 14 vers 32. Jesus se gebedsworsteling in Getsemane. Hulle kom toe by 'n plek met die naam van Getsemane en Jesus sê vir sy disippels, dis die 12 manne wat hom gevolg het, sit julle hier terwyl ek gaan bid. Daarop neem hy Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom. Hoor hierdie woorde. Toe pak 'n geweldige ontsteltenis en benoudheid hom. En Jesus sê vir hulle, ek is benoud tot sterwens toe. Bly hier en waak. Hy het toe 'n entjie verder gegaan en op die grond neergeval en gebid, dat as dit moontlik was, die verskriklike uur wat aan die kom was, by hom sou verbygaan. En hy bid hierdie woorde, Abba, dit beteken Vader, hy het gebid, Here God, vir U is dit alles moontlik, neem tog hierdie beker van lyding van my af weg, maar doen nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Net daai vers. Jesus is so onbeskryflik desperaat. Dwars deur die evangelies lees ons dat Jesus het gaan bid in die oggend en die aand. Baie keer het Jesus een kant toe gegaan, alleen gaan bid. Hierdie is die enigste plek in die evangelies wat Jesus sy 12 disippels vra, asseblief bid saam met my, waak saam met my. Jesus is so by 'n punt van vrees en desperaatheid, dat hy actually, al is hy die seun van God, en al het hy 'n meer direkte skakel as ek en jy tot God, as gevolg daarvan, hy is die eersgeborene, mees geliefde seun van God, en hy voel so absoluut desperaat, dat hy 12 manne vra, asseblief, kom bid saam met my, en dan vat hy 3 van die 12, die ouens wat regtig committed was, die ouens wat hulle self bewys het in Jesus se bediening, as die ouens wat so bietjie meer verstaan van die waarheid, en hy vat vir hulle, en hy sê, luister asseblief, dis wat aangaan, en dan pak hierdie ontsteltenis om, in die ou vertalings word daar woorde gebruik soos doodsbenoud, of doodsbenoud tot sterwens toe. Jesus het letterlik gevoel, ek gaan dood, so desperaat was hy. En dan, wanneer hy met God praat, oor hierdie verskriklike uur wat vir hom sou aankom, en wat hy wil hê God by hom moet wegvat, gebruik hy die woord Abba. Nou imagine, jy's 'n kind, en jy het droog gemaak, en Jesus het nie droog gemaak, en jy het geen sonde gehad nie, maar imagine, daai oomblikke wat jy 'n kind was, en jy het droog gemaak, en jy sien in jou pa se oë, dis nou sulke tyd, hier kom nou 'n dissipline sessie, en papa gaan nou bietjie jou van agter af warm maak, dan kom jy en sê, ag papa asseblief, Jesus gebruik, hierdie woord Abba, is letterlik dit, dis Jesus wat na God die Vader kyk,
En hy sê nie almagtige God en hemelse Vader nie. Hy kom en hy sê, Papa, asseblief, vat hierdie pyn by my weg, dis te veel. Ek gaan dit nie kan dra nie, om gegeesel te word, om gespot te word, om geslaan te word, om 'n doringkroon op my kop te kry, om weggevoer te word na Golgotha toe, om gekruisig te word. Here, asseblief, vat dit weg, U is tot alles in staat. En dan sê hy hierdie woorde, maar as dit nie kan nie, dan is dit so, Here, dan aanvaar ek U wil. Jesus is absoluut desperaat. Nou was jy al so desperaat in jou lewe? So desperaat dat jy op jou knieë neergeval het, dat al jou opsies verby was, al die planne wat jy self kon gemaak het. Wanneer jy besef, maar jou planne is op, jou geld is op, jou raad is op, jou moed is op, en jy val op jou knieë neer en jy sê, Here, asseblief. Jesus het so gevoel in hierdie oomblikke, en dis waar hy desperaat was. En dan blaai ons net 'n klein stukkie verder, dan lees ons waar Jesus verlate was, Markus 15. Daar op Golgotha, Markus 15 vers 22 tot en met vers 24, lees hierdie woorde saam met my. Toe bring hulle hom, dit is Jesus, na 'n plek met die naam van Golgotha, dit beteken kopbeenplek. Hulle hou toe vir hom wyn met mirre gekrye was, en hulle gee dit om te drink, maar hy wou dit nie neem nie, want dit was bitter en sleg. Hoor hierdie woorde, daarna het hulle hom gekruisig. Hulle sy klere verdeel deur met dobbelsteentjies daaroor te beslis. So hulle dobbel oor sy klere, terwyl hy aan pyn hang aan 'n kruis. En dan lees ons vers 33 en 34, hierdie woorde. Om 12 uur het dit oor die hele land donker geword, vir 3 ure, tot 3 uur daardie middag. Dit was toe dat Jesus baie hard uitgeskreeu het, Eloi, Eloi, lama sabachthani. As 'n mens dit vertaal, want Jesus het hier in Hebreëus gepraat, as 'n mens dit vertaal, dan beteken dit, my God, hoekom het U my verlaat? Jesus is absoluut verlate, God verlate. Nie sommer net verlate nie, nie sommer net alleen nie, nie sommer net die mense het om een kant toe geskuif, hy is geboelie of wat ook al nie. Jesus is nie daai soort verlate nie, hy is God verlate. Daar's hierdie skeiding tussen hom en God. Want al die sondes van al die eeue, van al die mense op aarde, dra Jesus op sy skouers, nie omdat hy 'n sondaar is nie, maar omdat hy nie 'n sondaar is nie. Omdat hy geen fout in hom was nie, is hy die lam van God wat geslag is, wat geoffer is vir my en vir jou, en as gevolg van die feit dat hy al hierdie sondes op homself moes neem, en al daai sonde voor moes betaal, is hy van God verlate, want sonde bring skeiding tussen God en mens. God is 'n heilige God, hy kan nie sonde voor hom dulk nie. So Jesus is letterlik van God verlate, en sy woorde, Papa, daai intimiteit, daai nabyheid wat ons nou gehoor het in die tuin van Getsemane, daai woorde verdwyn. Hy spreek God aan as God, El in Hebreëus, Kyrios in Grieks. Dis 'n term van agting, hoogte, maar ook 'n term van respek en afstand. God is daar, ek is hier, sê Jesus. Ek is ver van my Vader af. Ek voel verlate. Ek en jy kan nie vir onsself indink hoe Jesus moes gevoel het nie. Jesus wat van ewigheid tot ewigheid so naby aan die Vader leef, een met God die Vader is, in daai oomblik is daai band gebreek. Daar is niks. Jesus hang aan die kruis, alleen, verlate. Hoekom? En dis waar die maar inkom. Maar dit was tydelik. Jesus het nie daar bly hang nie. Jesus het nie daar bly kniel en bly bid nie. Jesus was nie vir altyd desperaat nie. Hy was nie vir altyd verlate nie. Dit was tydelik. Jesus het gesterf. Hy's in 'n graf gesit. Hy het opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy's terug hemel toe. Hy's verenig met God die Vader. Dit was tydelik.
Dit was verskriklik, maar dit was tydelik. Maar dit was meer as dit was tydelik en dit was vir 'n rede, en daai rede is ek en jy. Jesus moes gaan, hy moes deur daai absolute desperaatheid gaan, van hierdie groot verskriklike ding wat vir hom voorlê, en toe hy dit moes beleef, want God het nie die beker by hom weggevat nie, sy pappa het nie vir hom kon intree nie, sy pappa het nie, want hierdie prys moes betaal word. As Jesus aanbeweeg en aan die kruis was hy verlate, en dit alles vir 'n rede, en die rede is ek en jy. Jesus was desperaat, en hy was verlate, sodat ek en jy nooit hoef te wees nie. Selfs al voel jy desperaat, selfs al voel jy moed verlore, selfs al voel jy daar's niks oor nie, daar's nie planne oor nie, daar's nie krag oor nie, daar's nie geld oor nie, daar's nie guts oor nie, daar's nie energie oor nie, nie eens 'n Red Bull kan jou help nie. Selfs al voel jy so, jy hoef nie te voel, jy's desperaat en verlate en sonder God nie. Selfs al voel jy soos Jesus aan die kruis, God is ver en jy's alleen. Jy hoef nie meer so te voel nie, want Jesus het dit deurgegaan in jou plek en in my plek, sodat ek en jy nie desperaat hoef te wees nie, sodat daar altyd 'n plan is, en daai plan is God, sodat daar altyd uitkoms is, en daai uitkoms is God. Nie altyd die uitkoms wat ek en jy wil hê nie, maar 'n uitkoms. Verlate, ja, jy kan alleen wees, mense op hierdie aarde kan jou alleen los, vir watter rede ook al, maar jy's nooit God verlate, soos Jesus God verlate was aan die kruis nie. Jy's nie verlate nie, want Jesus het jou sonde betaal. Dit wat skeiding bring, my en jou droog maak, my en jou foute, dit het Jesus gevat, betaal voor, sodat ek en jy nooit van God verlate hoef te wees nie. En daarin lê die hoop, daarin lê die troos. En dis 'n amazing boodskap, en dis wat God vir my en vir jou vandag wil sê. Kort, kragtig, tot op die punt. Desperaat, verlate, jy hoef nie te wees nie. Onthou dit. Jesus was dit. Soos ek en jy dit nooit kan wees nie. Jesus se desperaatheid in Getsemane sal ons nooit ken nie. Jesus se verlatenheid aan die kruis sal ek en jy nooit ken nie. Hoekom? Want Jesus moes dit ken, sodat ek en jy nie hoef nie. Prys die Here. Prys die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ek weet nie wat in mense se lewens altyd aangaan nie. Here, hier en daar weet ek iets, dit wat mense bereid is om te deel, dit wat ek die voorreg het om te hoor, wat mense my mee vertrou, Here, van hartseer of siekte of dood of finansiële krisisse of terugslae in besigheid of in boerdery. Here, ek hoor hier en daar van hierdie skade of daardie ding. Ek hoor van ouers en kinders wat in konflik is, of ek hoor van wat ook al. Ek hoor van kinders wat sukkel op skool, ek hoor van besighede wat swaar kry. Here, al hierdie goed gebeur. Maar Here, U weet al die ander dinge. Dit wat in elke persoon se gemoed leef. Dit wat hulle hartseer maak, dit wat hulle desperaat maak, dit wat hulle laat voel hulle is verlate, sonder God, omring met mense. Deel selfs dalk 'n bed elke aand saam met iemand, maar so absoluut verlate en alleen. Here Jesus, dankie. Dankie dat U in Getsemane en op Golgotha desperaat en verlate was tot op die uiterste toe, sodat ons nooit hoef te wees nie. Dankie Here God, dat U ons Pappa is. Dat ons soos Jesus na U toe kan opkyk en ons hoef nie te sê, my God, almagtige God nie. Ons hoef dit nie te sê nie, ons kan sê Pappa. Ons kan na U toe kyk en ons hand uitsteek en met respek en met agting, maar in liefde en in intimiteit, kan ons hand uitsteek na ons hemelse Vader toe en sê, Pappa, help. Pappa, help. Mag ons dit nooit vergeet nie, Here. Mag ons dit nooit vergeet nie.
Dankie vir hierdie herinnering vandag, vir hierdie bemoediging, vir hierdie moed inpraat. Here, ons het dit nodig vir die week wat voorlê, vir die jaar wat voorlê. Here, ons weet hierdie gaan 'n goeie jaar wees. En hoe weet ons dit? Want U is deel daarvan. En ons stap hierdie jaar saam met U die pad. Ons vat U woord en ons lees dit en ons gebruik wat ons daarin leer om ons te vorm en te bemoedig en ons pad vir ons te rig en dit vir ons aan te dui. Here, sodat ons binne U wil beweeg, en as ons binne U wil beweeg, weet ons dit gaan 'n goeie jaar wees, Here. Want U waarborg dit, U beloof dit, en daarvoor vertrou ons U, Here. En nou, Here, wil ons vir U kom dankie sê. Op die manier wat U in U woord vir ons vra in Maleagi 3. U sê in U woord, dat U gee vir ons alles wat ons het, al die tyd, al die hulpbronne, al die gawes, al die talente wat ons het. U sê, U soek 'n tiende daarvan terug, 'n tiende van ons tyd. Daarom dien ons by die kerk, steek ons hande uit, kry ons hande vuil daar in die wêreld daar buite in diens van ander, help ons ander mense, is ons U kerk, U liggaam wat beweeg. Here, maar U soek ook 'n tiende van ons hulpbronne. En daarom wil ons vanoggend ons tiendes vir U gee, ons offergawes, met blymoedigheid en in afhanklikheid en in absolute gehoorsaamheid aan U woord. Want ons weet, Here, dat U woord sê dat as ons dit vir U gee, kan ons U toets en U sal ons seën. Maar U sê ook, Here, dat as ons dit nie vir U gee nie, dat ons besig is om by U te steel. Mag dit nooit van ons waar wees nie, Here. Ontvang ons tiendes en ons offergawes vir U, Here. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. En nou, aan die einde van hierdie diens, ontvang die seën van die Here, soos dit opgeskryf is in Psalm 119 vers 105 en Numeri 6. Dis nie 'n mens wat dit sê nie, ek is 'n mens wat dit uitspreek, maar is God wat dit beloof. So ek spreek oor jou en ek spreek oor jou lewe. Mag die Here se woord 'n lamp wees vir jou voet en 'n lig vir jou pad. Mag jy in God se woord vind en bevestiging kry en hoor hoe God beloof dat die Here, jou God, jou hemelse Pappa, sal vir jou goed wees en hy sal vir jou sorg. Hy het dit gedoen tot hier toe en hy sal dit aanhou doen, dat die Here jou raak sien, dat jy nooit van hom verlate is nie en dat hy vir jou sorg, dat die Here jou goedgesind is en vir jou voorspoed gee anders as die wêreld se voorspoed. Dat hy hom aan jou verbind, aan jou vasmaak, want jy is sy kind en hy is jou volmaakte hemelse Vader. Amen. Mag die Here jou seën vir die week wat voorlê.